Hallo julle, ek hoop dit gaan sommer lekker baie goed met jou. Ek dink hierdie lang naweek was vir jou baie spesiaal en super gewees en ek glo dat jy baie bederf was. Vir die ouens wat nog eksamen moet skryf, weet ek dat dit intussen ook so 'n stukkie leertyd gewees het. Ja, hierdie 12 weke van hierdie kwartaal is verby. Aanvanklik het mense gedink, hoe gaan jy deur hierdie kwartaal kom? En nou is jy so byna daardeur en nou is hierdie ook nog so 'n lekker lang, super lang naweek gewees. Ek skiep so 'n paar lesse ook met jou weer. Lesse wat oor die kerkgeskiedenis eintlik gaan. En dit is ook gedeeltes wat ek met jou wil hanteer wanneer ons bymekaar kom uiteindelik vir die kamp daar in die begin van Oktober. Ek sal daardie datums vir jou dan ook deurgee. Nou hierdie les 17 gaan oor God se droom vir sy kerk. En as jy nou Sondag by die kerk is, dan sal ek verskriklik bly wees, want dan gaan ek ook oor hierdie les met jou verder praat. God se droom vir sy kerk, les 17. Die kenmerke en die doel van die ware kerk. Dis mos lekker om deel te wees van die kerk. Miskien, dalk nie vir almal noodwendig nie. Hulle sê, ek sien nou vandag so 'n ding op Facebook. Hulle sê daar's 85,5% mans in ons land wat deel is van die kerk. Maar of kom ons sê wat gelowig is, ekskuus. En dan 30,5% sê die kerk is vir hulle heeltemal irrelevant. Hulle het geen behoefte meer aan kerk wees nie. Gelowig, ja, maar in die kerk het 'n mens niks mee te doen nie. Iemand het by geleentheid ook 'n boek geskryf op soek na God buite die kerk. En nou ek dink baie jong mense raak op 'n stadium so half 'n bietjie los van die kerk. Toe ek nou so jonk was, het dit inderdaad met my ook gebeur so vir 'n oomblik dat ek gedink het die kerk is outdated gewees en so op 'n Sondagmiddag het ek terug beweeg kerk toe. En was ek nooit weer weg nie. In al die jare en het ek my hoogste vreugde binne die kerk gevind, myself volledig binne die kerk te kan uitleef. Nou, om te verstaan net wat so belangrik is dat die kerk, en dis baie keer hoe ons in die kerk dink, die kerk is hierdie gebou waarna toe ek Sondag gaan. Maar eintlik is die belangrik om te verstaan, is ek en jy is kerk. Ons is kerk, saam is ons kerk. En die kerk is nie alleen lokaal hier waar ons is nie, die kerk is wyd, die kerk is oor die wêreld. Die woord kerk kom vanaf die naam Kurios, wat beteken Here, en dan die verbuiging daarvan sê Kuriake, die Here sin. So jy hoor sommer daardie afleiding wat gemaak is vanuit Kurios, wat Here beteken, dan sê ons die kerk is die Here sin. Nou, baie keer dink ek, voel mense nogal half 'n bietjie negatief oor die kerk, en ek dink vandag is dit nogal moeilik, veral vir jong mense ook, dit waarin 'n mens blootgestel word. In my tyd was jy nie so blootgestel aan so verskriklik baie kerke en groeperinge en alles nie. En dat nie so baie inligting na jou toe gekom via die media nie. So, alles was relatief eenvoudig. Dit was nie vreemd gewees om Sondag kerk toe te gaan nie. Dit was nie vreemd gewees om katedese toe te gaan nie. As jy in die koshuis was daar 'n bepaalde ritueel, ook in terme van katedese, ongelooflike gestruktureerdheid wat daar binne was. Vir sommige sou dit dalk moeilik wees, maar vir ander, soos vir my, was dit 'n veilige wêreld waar binne ek lekker kon groei, lekker kon opbou, kon deelneem aan die CSV, kon deelneem aan alles vanuit die koshuis uit, al die aktiwiteite wat voortgevloei het, ook vanuit die beginsel van kerkwesen. Prophet het so 'n liedjie geskryf van die kerkraad rap. Nou, in die woorde van hierdie liedjie is die kerk 'n groep mense wie se lewe onverstoord en onaangeraak aangaan. Niemand sien die ander se pyn en seerkry raak nie. Niemand tree soos gelowiges op nie. Die Bybel het geen invloed of min invloed op hulle lewe. Die verlossing in en van Christus raak hulle lewe nie. Maar hulle is almal deel van die kerk. So, en dit is dan half iets van die kritiek.
Alles gaan eintlik by jou verby. 'n Kerk wat eintlik soort van irrelevant is, en wat nie regtig 'n verskil maak nie, maar wat jy sê, maar ek is deel van die kerk. En ek het verlede Sondag nogal hierdie woorde gebruik tydens die erediens, ons gesamentlike erediens met die Nederduitse Hervormde Kerk, om te sê, byvoorbeeld hier in Swartwater, in hierdie omgewing waar ons is, hier in Kroesrand, gaan dit nie daaroor die roeping van die kerk, of dit wat ons visie vir die kerk moet wees, is nie gewoon instandhouding van strukture nie, maar dit gaan eintlik oor die roeping van die kerk. Waartoe roep die Here ons ook om hier te doen, hier waar die Here ons geplant het? En dan vra ons altyd die vraag, nou maar, hoekom is ons hier om wat te maak? En ons vra altyd die vraag, waarmee is God besig? En hoe skakel ons daarbey in? En dan het ons gepraat van identiteit. Wie is ons in Christus Jesus? En wat word uiteindelik dan van ons verwag om meer te wees wat ons geword het, en wat die getuienis dan ook na buite toe kan gaan. En ek het net nou gesê, kerk is nie maar net 'n bymekaar kom plek nie. Dit is nie een gemeente of kerkgemeenskap nie. Is al die mense wat aan die Here behoort. En is ek en jy. Maak nie saak of jy in die mall rondloop, dan mag jy by die huis is nie. Jy is nog steeds kerk. Nou, is daar pragtige gedeeltes, en my tyd verhoed my so altyd as ek dit nou opneem, om al hierdie dinge vir jou te kan lees, en saam met jou te kan lees. En Sondag, ek sal so bly wees as jy daar is, waar ons 'n bietjie kan reflekteer oor die kerk, ook oor die kritiek wat 'n mens het, en ek gaan verwys na die ander, en dan hierdie gedeelte net vir jou lees in 1 Petrus 2, wat sê, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is. Dis natuurlik nou Jesus, nee. Maar deur God tot die ereplek uitverkies is, aan die regterhand van God die Vader. En dan sê, dis 'n beeld van die kerk. Laat julle dan opbou as geestelike stene, of as lewende stene, tot 'n geestelike huis. Hoekom? Om 'n heilige priesterdom, dis 'n ander beeld, te wees, en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrike klip in die gebou geword. 'n Klip waaroor 'n mens struikel, en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Nou, die lewende steen weet ons natuurlik, en die hoeksteen is Jesus Christus waarop die kerk gebou is. Ek en jy, ook Ekklesia, 'n ander mooi woord, uitgeroep uit die duisternis na die wonderbare lig. En luister net hier. Hier is hierdie hele klomp beelde of metafore, as jy wil. 'n Beeld of 'n vergelyking sê iets is soos iets, en 'n metafoor sê iets is iets. Met ander woorde, dat dit is nie soos nie, maar dit is dit. Want hier sê hy dit byvoorbeeld in vers 9. Julle daarteenoor is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. So 'n voorreg net om gelowige mense te wees. Partykeer het 'n ou so 'n half 'n bietjie as jy dink oor kerk wees, dan dink jy net oor die gebou en hoe die mense bymekaar kom en hoe hulle lewe, en of dit dinamies is, en of dit toepaslik is op 'n mens se eie lewe. Dink 'n mens daaraan.
plaas daarvan om te dink wie kerk in die algemeen ook is, en hoe jy ook inpas, deel daarvan, en as jy net hoor al hierdie beelde, om te sê wie jy dan nou regtig is. En dan is daar 'n bepaalde doel van die kerk wat ons in Efesiërs 4 ook met mekaar kan raaklees. Maar ek wil sommer vinnig met jou net praat, en 'n bietjie tyd oor die liggaam, oor die beelde van die kerk. Die eerste een is die liggaam van Christus. Dit ken ons uit 1 Korintiërs 12 al. En onthou, ons het gepraat oor die gawes. Ek hoop jy het iewers daai gawelys in die hande gekry en jy het alreeds iets daarmee kon maak. Anderster, as jy Sondag by die kerk kan wees, dan kan ek jou help ook daarmee. 'n Liggaam bestaande uit ledemate en al die ledemate werk saam om die liggaam reg te laat werk. Paulus noem die kerk die liggaam van Christus, met Jesus as hoof en ons as die ledemate. En dit het ons af mekaar gesê, ek en jy, die oor kan nie vir die neus sê, ek het jou nie nodig nie. En die neus of die mond kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of so, as mens sommer die vergelyking kan maak. Christus is ons hoof, ons is deel van hierdie liggaam. Ja, en dan wanneer hier hartseer tye kom nogal, nee, ek het sommer in 'n klein rukkie 'n pad misloop met mense wat daar verliese is hier in die omgewing. Dan kom 'n mens agter hoe die kerk werk, nee. As dan nou 'n oom in die omgewing dood is, dan bel dit aan my, dan sê sy vir my, hoorie, daai oom en daai oom is dood. Hy sê vir deel van ons gemeente nie, maar kan jy asseblief help? Lang storie kort, ek doen donderdag 'n begrafnis in Pretoria, en dan Saterdag hier doen ek 'n begrafnis van daardie oom wat ek glad nie geken het nie. En in die volgende tyd, 'n jong man in ons gemeente wat oorlede is, wat ons ook daardie diens gaan doen. En so, as ek gister by die mense gekom het en ek sien hoe almal by mekaar is, daardie stuk omgee vir daardie familie, dan beleef jy regtig kerk. Die volgende een is die gebou van God. En dan waarin ons ook lewende stene is, nee, waarin ons elkeen ons plek moet vind, is 'n groot gebou, en dit help ook met ons gawes, oor hoe ek my plek kry, waar ek moet inbeweeg. Partykeer maak ons dit so moeilik, en eintlik is dit net om volledig te leef met dit wat die Here vir jou gegee het, en om bereid te wees, om betrokke te wees met jou gawes. Ek is nou net 'n simpel alleen dominee, brugdominee, wat vir die volgende tyd hier is. Ek kan nie alles wees nie, ek kan 'n hele klomp goed doen, en dit wat ek het om te doen, is eintlik enigstens te veel, om regtig te doen, en daarvoor is elke persoon regtig nodig. En dan 'n heilige priesterdom, om hier regtig jou aandag aan die Here te kan gee. Want 'n priester was volgens die Ou Testament, of die gebruike van die Ou Testament, het hy offers namens die volk gebring. En namens God moes hy ook dan vergifnis aan die volk verkondig en die seën van die Here oor hulle uitspreek. En dan Petrus noem ons eintlik 'n koninklike priesterdom. So ons is koningspriesters en profeet, soos Jesus dit inderdaad ook was. En so Petrus noem ons priesters in diens van God. Heilig beteken dat ons afgesonder is, dat ons spesiaal is. Daar's 'n vreeslike mooi woord daarvoor. Die woord in die Grieks is hagios, wat ons het, om te beantwoord aan die doel waarvoor jy geskep is. Ons leef in hierdie wêreld, maar ons leef met 'n spesifieke opdrag of 'n visie. Ek en jy het 'n plek. Dink net aan Jesus in die mate waarin hy ook diensbaar was. En dan 'n nasie wat vir God afgesonder is. Ons moet tot seën wees tussen die ander nasies binne in die wêreld, want ons is 'n spesiale nasie wat aan die Here behoort. Ons is 'n volk van die Here ook binne in hierdie wêreld. Ander nasies het konings, hulle het leiers, hulle het presidente. Hulle het presidente soos wat sommer net al die uitsprake maak wat hulle wil. Maar wanneer ons in Christus glo, behoort ons in die nuwe nasie wat onder die heerskappy van hom is, want hy is die hoof van die kerk. Die nuwe koning, die almagtige Here. En die grense van hierdie nasie is nie geografiese grense of kultuurgrense nie, maar geloofsgrense. Die eiendomsvolk van God is ons koning, ons behoort aan hom. Hy het ons tussen al die mense uitgesoek, geroep om 'n volk vir hom te wees.
En nou ja, as ons dan dit sê, ek sê altyd oor die kerk, was altyd vir my so iets mooi. En as ek nou dof raak, dan is dit omdat die lig bokant my geblaas is, en ek die venster, die gordyn oopgemaak het, en die lig van agter af kom, dan is dit hoekom ek dan so half 'n bietjie dof raak. Maar, wat is die doel van die kerk? Die doel van die kerk het so 'n paar van, ek wil eers terugkom daarna toe, dit sê altyd, hoe werk dit in die kerk? Ons is geroep deur die Here, ons word versamel, saam by mekaar gebring, ons word gefokus, dis wat 'n mens probeer doen, binne in jou Bybelstudie, in jou werk, ook in jou katekese, en ons word gestuur na die wêreld toe. So hierdie hele ding van die liggaam van Christus, wat opbou, wat uitbou, wat toerus, alles is deel daarvan. En as ek so iewerster met jou kan deel, die bedieninge van die kerk, hoe baie dit is, 8 groot bedieninge, en die volgende tyd doen ons dan ook so 'n geleentheid, wat ons van praat as die gemeente diagnose, en dan praat ons ook oor hoe dit in ons gemeente behoort te lyk. So, belangrik is dat die doel van die kerk is, ook dat ons vir mekaar, ons het hierdie gawes, dat ons vir mekaar ook kan opbou. Met ander woorde, ons toeterus ook vir ons diens en die opbou van die liggaam van Christus. Dan sal ons, die kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak, so volwasse soos Christus. En dan is daar 3 dinge wat ons basies moet doen, en dit sê Petrus ook vir ons. Die eerste ene is, ons moet smag na suiwer geestelike melk. So jy behoort, en ek behoort altyd deur opgegroei te word. Ek is 'n ewige leser, ek studeer my lewe lank leerder. Ek het nog nooit opgehou nie. Ek het aan 2 universiteite gestudeer, aan 'n college gestudeer, ek het baie plekke gestudeer, ek hou aan mekaar studeer, want groei, en is heeltyd besig om te lees en te groei, en oor te lees, en dit is so nodig, en ek smag altyd na geestelike kos, omdat ons die Bybel lees, eredienste, kursusse bywoon, en die tweede een is, ons moet ons as geestelike stene laat opbou, en, nou ja, die voorbeeld wat in hierdie vers genoem word, verwys na geestelike groei saam met ander gelowiges. 'n lewende steen is iemand wat gereelde erediens bywoon, as priesters in hulle omgewing optree en offers bring en saam met medegelowiges te doen. Ons kan dit opsom deur te praat van 'n gerigtheid na binne toe, dan word dit na die binnekant toe. Maar al hierdie dinge wil uiteindelik hê dat ons ook verkondigers kan wees. Met ander woorde, dat die kerk nie net alleen iets is binne in homself nie, maar ook uitbou na buite toe. En dit gee alles vir jou, sommer so half die rigting van binnekerk wees. Moenie asseblief teen 'n gebou vaskyk nie. Moenie na allerlei goeders vaskyk nie. Sien wie jy regtig is. Jong, en as jy die plek in die kerk ontdek, en al die geleenthede wat jy het in jou gawes ontdek, en jy die ander gelowiges ontdek, en jy jou gemeenskap ontdek, en jou omgewing ontdek, en jou maats begin ontdek, dan raak jy regtig 'n persoon wat kerkwees is. Mag jy ook nog meer word wat jy in Christus Jesus geword het. Here, dankie vir hierdie oomblik, dankie vir saamwees. Ek bid vir elkeen van hierdie jong mense, ook hier in hierdie jeugdag en in die tyd. Seën vir hulle asseblief, seën die jeug van Afrika, seën die jeug van die wêreld. Seën ons in ons skole oral. Mag U verheerlik word en ook binne in ons gemeentes in Jesus naam. Amen. Lekker bly, geniet hierdie week of wat voor jou lê. Ek sal vreeslik bly wees as ek jou Sondag kan sien as dit enigstens moontlik is. Mooi bly.